Goeiemôre broeders en susters. Baie welkom aan almal van u, ook diegene wat deur die internet deel het aan ons erediens. Ons vertrou dat die Here ons sommer ryklik ook vanoggend gaan seën. Die kollekte onder die erediens vanoggend is vir die kinderhuise. Dit is nou die kinderhuis in Pretoria en dan ook die kinderhuis wat aan ons baie bekend is, die een in Reddersburg. Daar is werklik groot nood by veral Reddersburg. Kom ons dink ook daaraan. En dan die kollekte by die deure is vir die studentekas van die teologiese skool op Potchefstroom. Kom ek sê dalk net iets meer daaroor. Weet jy, ons studente kan almal geholpe raak met fondse om te kan studeer. Maar dit is nogal opvallend dat daar 'n geweldige groot nood is by wat bekend staan as die studentehulpfonds, waaruit studente gehelp moet word met kos, met klere. Baie van die studente, veral uit die buiteland uit, met 'n mediese skema hê, hulle moet gehelp word om 'n mediese skema te kry. En veral daar is daar enorme nood. Ons het hierdie week eintlik gehoor dat daai fonds heeltemal gedaan is. Dus kom ons dink ook daaraan as ons daartoe bydra. Dan wil ons graag vanoggend die blomme gee vir Gretel. Daar sit sy by Willem. Gretel, jy sal sien dat haar broer die afgelope week oorlede is. En sy en hy, eintlik al hulle kinders, baie naby aan mekaar. Is ingrypend vir hulle, en ons wil vir haar werklik die troos van die Here toebid, en Gretel, met al ons liefde, die blomme vir jou vandag, hoor. Vanus Groewe, dit is die neef van Fanie Groewe van Kuilsrivier, is Vrydag oorlede. Daar is nou nog nie begrafnisreëlings nie. Sal vir Jenny vra om dit bekend te maak, sodra dit beskikbaar is. En dan het oom Lukie Viljoen, hy sal in sy 90 jaar, hy het geval sy enkel gebreek, en hy moet nou baie dringend 'n enkel operasie in Kuilsrivier ondergaan. Ons wil hom ook die nabyheid van die Here toebid, ook waar hulle operasie doen op hierdie hoë ouderdom. En dan, broeders en susters, kan jy rustig wees, die motors word opgepas. Ons gaan in die toekoms ook vra, enige een wat vrywillig graag wil help om motors op 'n Sondag op te pas, kom sê net vir ons sal baie dankbaar wees as u ons daarmee kan help. En dan gee ons vanoggend geleentheid vir Lise Oosthuizen. Sy gaan kortliks net met u praat oor die geloofsfamilies, van het haar belewing, haar ervaring daarvan. Lisa, asseblief. Jy kan sommer hier voor staan, hoor. Okay, môre almal. Ek was nou al in 2 geloofsfamilies saam met Roselle hulle, dis nou die ouer mense, maar my ma het net gesê ek moenie sê daai ouderdom nie, meer die mense met die kinders, en dan was ek nou saam met die jonger studente en die jong werkendes. En wat ek daai uit geleer het is, 'n geloofsfamilie is konstante ondersteuning vir mekaar, en jy het altyd 'n gebedsgroepie wat, as jy iets nodig het om voor te bid, soos 'n eksamen of enigiets stupids wat jy dink nou, stupid is om voor te bid, kan jy net vra, hoorie, ek kort nou net bietjie ondersteuning en hulle is daar vir jou. Jy het regtig opregte verhoudings, soos voor Bybelstudie sal ons altyd eers saam eet of so, en dis letterlik waar elkeen kan sê hoe dit regtig gaan, en as dit sleg gaan, dan kan jy sê dit gaan sleg, en as dit goed gaan, kan jy sê soos waarvoor jy dankbaar is. Dit gee vir my net soos krag en emosionele ondersteuning vir die res van die week, as jy so 'n moeilike week gehad het, net om te kan sê, hoorie, dit was moeilik, en almal bou jou net op, en gee net vir jou drukkie en bid daarvoor, dan het jy regtig krag vir die res van die week. Ja, en dan met die ouer groepie, wat nou soos die jong getroudes en so was dit vir my regtig 'n voorbeeld van soos 'n godvrugtige huwelik of so, en
en hoe ook om soos meer soos Jesus te lewe, dan geloof, soos ons het regtig baie in geloof gegroei en almal gee inset en jy leer by mekaar wat daai stukkie beteken en hoe jy dit prakties kan toepas. Ek gaan nou weg, so ek gaan die groepie baie mis, ek gaan Kimberley toe volgende jaar, maar dit het my weer geleer hoe ek daar 'n geloofsfamilie kan begin en net regtig dat jy mense het wat jou kan accountable hou en jou kan ondersteun. So ja, raak betrokke, dis regtig baie rewarding as ek dit so kan stel en jy groei so baie as mens, ja. Dankie. Dankie Lise. As jy graag so 'n geloofsfamilie wil begin, en laat weet vir Jenny, as jy deel van 'n geloofsfamilie wil word, daar is plakate daar by die deur van die konsistorie opgeplak, gaan skryf u naam op. Is besig om pragtig te ontwikkel, te groei, al meer groepe wat tot stand kom, waaroor ons baie dankbaar is in. Doen dit gerus. Dit beteken vir 'n mens oneindig baie. Ons verklaar nou dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede. En dit kom van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin en dan loof ons die Here uit Psalm 138. Ons sing daarvan vers 1 en 3. En dan sonder dat ek dit aankondig, gaan ons oorbeweeg na ons geloofsbelijdenis. En ons gaan begin met ons geloofsbelijdenis deur die sing van Skrifbruiming 12:3, vers 1 en 2. En terwyl jy daar net so bly staan, gaan ek hier voorgaan in ons geloofsbelijdenis en dan gaan ons ook 'n gedeelte daarvan saam sing. Dus ons begin met Psalm 138 vers 1 en 3.
Ek geloof in God die Vader, wat almagtig, wys en trou, skepper is van alle dinge, en dit nog in wese hou. Ek geloof in Jesus Christus, wat ons in aanbidding eer, engeborene van die Vader, in sy hoogheid, ons Heer. Hy wat deur die Gees ontvang is, die geheimenis is groot, en gebore is uit Maria, uit die maagdelike skoot, wat gelei het, toe Pilatus onregsvonnis het gevel, kruis en doodsmart ondergaan het, al die angste van die hel, wat op die 3de dag verrys het, daar die dood hom nie kon hou, na die hemel opgevaar het, deur die diep onpeilbare blou, wat nou sit, met eer en sterkte aan Gods regterhand omgeef, tot hy weerkom, as die regter van wat dood is, en wat leef. Nou bely ons die werk van God die Heilige Gees, met die sing van vers 4 en 5, uit Skrifpruiming 12:2. Kom ons bid nou saam met mekaar. Ons eer U Vader, U is vol liefde. Ons eer U Jesus, U is ons Heiland, ons Heer. Ons eer U Heilige Gees, want U maak ons lewe nuut. Drie-enige God, aan U al ons eer. O Here, wil U gee dat die lof aan U, die aanbidding van U, dat het tog nooit in ons lewe sal ophou nie. Stil sal verdwyn nie. Maak ons lewe vol van U goddelike heerlikheid. Maak ons lewe vol van U geregtigheid, van U grenslose goedheid teenoor ons. Here, vervul ons met U volheid. En mag ons so telkens na U toe kom.
U wat ons God en ons Vader is. Dankie Here dat ons vandag heeltemal ongehinderd en in veiligheid U kan aanbid. Ons weet van soveel ander kinders van U wat nie hierdie voorreg het nie. Soveel medegelowiges van ons wat in hierdie dae ook vervolg word omdat hulle in U glo. Medegelowiges wat moet wegkruip iewester. En ook smag as so 'n ontmoeting met U. In vrede en in geluk. Ons bid Here dat ons liefde vir U ook sal groei. Dat ons bewondering vir U sal groei. Ons bid Here dat U ons meer en meer werklik kinders van U sal maak. Kinders wat elke liewe dag van hulle lewe U hand vasgryp om deur U gedra en gelei te word. Broer kinders, wat U gehoorsaam, wat U stem ken, wat volg, waarin U ons lei. Ons wil vanoggend saam bid vir Gretel, vir Willem, hulle hele familie. Vader, U weet hoe naby Gretel ook na haar broer was. U ken die baie mooi, besondere en diep bande tussen hulle as kinders. En sy dood is ingrypend. En daarom wil ons vra dat julle sal vertroos soos wat U dit alleen kan doen. En dankie vir mooi herinneringe. Mooi tye wat hulle kan onthou. Kosbare tye wat ook uit U hand gekom het. Ons bid vanoggend vir Vanus se familie. En ons wil bid Here dat U vir hulle ook onder U sorg sal neem. Dat U vir hulle sal dra. Hulle het U nou so nodig. En Here, wil U gee dat ons wat gesond is, ons wat aan wie U nog die lewe gun, help ons Here om elke oomblik van ons lewe voluit te gebruik. Help ons om elke nuwe dag U genade oor ons weer raak te sien. Help ons om te doen dit wat betekenis het in hierdie lewe. Ook vir mekaar. Mag ons ook in ons gesinne en in ons huwelike en ons families, mag ons die tyd uitkoop om mekaar ook met ons liefde te dien. Want Here, elke week hoor ons en besef ons maar weer opnuut hoe kort hierdie lewe is, hoe vinnig dinge verbygaan. Daarom vra ons, help ons om elke dag uit te koop. En waar ons nou U woord gaan oopmaak, daar bid ons dat U dit self vir ons sal ontvou. En vat ons met U woord aan die hand en lei U vir ons. Lei ons ook vanoggend deur U woord om volgende Sondag as ons nagmaal vier,
werklik die bruidsgemeente te wees. Mense wat honger en dors na u genade, na u liefde in ons Here Jesus Christus. Ons bid dit van u om Christus ontwil. Amen. Kom ons lees volgens saam, broeders en susters, uit Lukas 18. Lukas 18 vers 9 tot 14. Dis die baie bekende gelykenis van die fariseer en die tollenaar. En terwyl ons dit lees, wil ek graag hê dat u mooi luister oor hoe ons Here Jesus begin as hy hierdie gelykenis vertel, maar ook hoe hy daarmee eindig. Lukas 18 vanaf vers 9 tot 14. Met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is en wat op ander neergesien het, het Jesus hierdie gelykenis vertel. 2 mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander een 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie, diewe, bedrieërs, egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week en ek gee 'n tiende van my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, nou is ons Here Jesus aan die woord, hierdie man, en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak by God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word. En hy wat nederig is, sal verhoog word. Volgende Sondag, liewe broeders en susters en kinders, gaan ons as gemeente die nagmaal vier. Maar weet jy, vir hierdie fees van ons verlossing, ons kan sê vir hierdie oomblikke van diepe geloofsgemeenskap met ons Here Jesus Christus, vir hierdie fees wat 'n voorsmaak is van daardie hemelse bruilof wat kom, het jy daarvoor daag jy nie maar net op nie. Daarvoor daag jy nie maar net op nie. Vir hierdie fees van die Here, vir hierdie wonderlike ontmoeting met ons Here Jesus Christus, moet ons voorberei. Want weet jy, in die nagmaal ontmoet ons immers ons Here, ons Verlosser, op 'n baie diep geestelike vlak. Ons is gaste aan sy tafel. Daarom gaan ek my voorberei. My voorberei op hierdie feesgeleentheid wat hy my nog gun. 'n Skrifgedeelte, broeders en susters, wat ons baie kan help, ook in ons eie voorbereiding met die oog op die nagmaal van die Here, is juis hierdie gelykenis oor die fariseer en die tollenaar. Nou, oor die fariseërs kan ons baie sê. Oor die tollenaar
kan ons net soveel sê. Maar ons Here Jesus het met hierdie gelykenis wat hy vertel het, iets heel spesifieks in gedagte. Daar's iets heel spesifieks wat hy vir ons wil uitlig. In die begin van hierdie gelykenis sê hy het dit vertel met die oog op mense wat seker was dat hulle saak met God reg is en wat op ander neergesien het. So begin hy hierdie gelykenis. En dan sluit hy dit af met die woorde: elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word. Weet jy, in die persoon van die Fariseër kan ons sê, het ons met geestelike hoogmoed te doen. Met die hele gebed van hierdie Fariseër straal daar 'n gees van groot selftevredenheid. Selfsverheffing. Straal daar iets van 'n meerderwaardigheid oor ander uit. Ons hoor dit as hy sê: o God, ek dank U dat ek nie is soos ander mense nie. En as hy dit skaars gesê, dan gaan hy voort om sy goeie kwaliteite vir die Here uit te lig. Here, ek vas 2 keer per dag. Ek gee 10des van al my inkomste. So staan hy voor die Here. Wat het gemaak dat hy homself so kredietwaardig voor God vind? Ek dink, broeders en susters, dis 'n verkeerde maatstaf wat hy gebruik. Hy het hom nie gaan weeg in God se oë nie, maar teenoor ander mense. Gemeet aan ander mense, het hy status voor die Here. Gemeet aan ander mense, is hy iemand wat sy godsdiens met onderskeiding beoefen. En as hy oog dan nou nog die tollenaar ook raak sien, dan groei sy eie gestalte net nog meer en meer. 'n Vergelyking met daardie ou tollenaar, is hy 'n godsdienstige reus. Teenoor die tollenaar se donker lewe, kry sy eie lewe nuwe glans voor God. En jy sien, hy meet na onder. Hy vergelyk. In die sondige lewe van ander mense, vind hy vir homself groot status voor God. So asof dit wat hy doen, asof hy daarmee iets by God kan verdien. En so kry jy dat hierdie Fariseër die tempel verlaat in groot selftevredenheid, in groot selfverheffing. Maar dan verlaat hy die tempel van die Here as iemand wie se saak met God nie reg is nie. En by hom is daar geen werklike verootmoediging voor die Here nie. Net selfverheffing.
En weet jy, my liewe broer en suster, ons kan baie maklik ook in hierdie selfde ou slaggat trap. Ons kan ware verootmoediging voor die Here verloor. Ons kan daai besef van ons eie verdorwenheid verloor. Deur ons heeltyd aan ander te meet. En dis handig. Dis baie handig, want ek kom altyd beter ander kant uit. My kerkbesoek in vergelyking met so en so, is mos om die minste te sê, indrukwekkend. Dit wat ek vir die koninkryk van die Here gee, dit verdien onderstreping. Want is groot. Kyk net wat doen ek alles in die koninkryk van die Here. Baie meer as so en so. Ons kan onsself baie mooi tooi en klee. Deur ander kaal uit te trek. Deur ons aan ander te meet. Daardeur verdring ons op 'n baie handige manier ons eie sondigheid. Maar die onversoenlikheid wat nog so diep gewortel is in ons lewe. En ek baie handig my gebrek aan liefde vir God en my medemens verdring. My ingesteldheid op geld, op roem, op aansien. Weet jy, so ontneem 'n mens jou die krag van jou godsdienst. Kan dit so maklik gebeur dat daar by jou 'n gearriveerdheid intree? Selfs iets van 'n hooghartigheid. Hooghartigheid wat God haat. Ja, ons bid dalk nie soos hierdie fariseer nie. En so dikwels getuig ons kliniese verhouding met die Here. Dat ek so ver van hom af is. Wat het gemaak dat daardie tollenaar by alles wat in sy lewe verkeerd was, dat hy tog huis toe gegaan het as iemand wie se saak met God reg is. Hy het hom nie na onder gemeet nie. Hy het hom nie aan ander gaan meet nie. Maar hy het voor sy Here gaan staan. Die Here was sy maatstaf. Nie ander se sondes nie. Hy het gaan staan voor sy Here. En voor sy God het hy niks gehad om aan te bied nie. Hy probeer ook nie om homself te bedek met die skuld van ander nie. Hy sê nie vir die Here, Here, maar daardie fariseer het dan ook baie sondes nie. Ja, as hy voor God staan, dan sit hy en sy lewe voor die Here.
En dan staan hy voor die Here in sy sonde naaktheid. Dan staan hy voor die Here in al sy ellende. En net een gebed, 'n paar woorde, kom dan oor sy lippe. Woorde wat eintlik 'n noodkreet is, 'n roep tot die Here. Hy sê vir die Here, o God, wees my hierdie arme sondaar genadig. Weet jy, broeders en susters, as God ons maatstaf is, as ons self met ons eie lewe voor die Here stel, as dit die spieël is waarin ons onsself bekyk, dan is daar geen plek vir 'n gees van selftevredenheid. Nog minder selfverheffing. Nee, waar ek my eerlik en opreg voor die Here stel, daar groei net 'n besef van my eie skuld, my eie onwaardigheid. Jy besef net, ek self verdien niks voor die Here nie. Selfs my beste werke is nog belaai met sonde en verkeerde motiewe. In jou voorbereiding, die groot fees volgende Sondag, saam met jou Here, moet jy jou tog goed gaan voorberei. Vra die Heilige Gees om jou met jou lewe voor God te stel. Voor God in sy absolute heiligheid. Stel jou voor die totale oorgawe wat die Here van jou vra. Daardie gewillige gehoorsaamheid. Stel jou voor daardie intieme omgang wat hy elke dag van jou lewe met jou wil hê, in jou gebede, jou lees van sy woord. Stel jou voor daardie opbruisende dankbaarheid wat die Here van jou vra. Weet jy wie dit doen? Is nie vry van 'n diepe sondebesef in sy lewe nie. Die grootste gelowige staan dan nog altyd in sy vodde voor die Here. Die grootste gelowige staan dan nog voor die Here, smekend om sy genade. Eintlik smagtend om die genade van die Here. Niks anders as, o God, wees my arme sondaar genadig. Weet jy dan kom 'n mens nagmaal toe. Dan is jy honger, dan is jy dors na die genade van die Here. Weet jy, dan is daardie stukkie brood wat jy ontvang, is elke druppel wyn wat jy ontvang, vir jou wonderlik. Dan kry dit vir jou nuwe betekenis in jou lewe.
die brood en die wyn. Vir jou die versekering. Die versekering van jou Here en jou koning. Ek het jou verlos. Ek het vir al jou sondes betaal. Dan mag jy hoor. Ons genade. Elke genade. Dan stuur die Here jou huis toe ook. Die oproep gaan leef hierdie genade. Blom in my genade. Ek het dit vir jou gedoen. Mag dit wees, broeders en susters, hoe ons volgende Sondag opkom na die nagmaal. Na hierdie fees van die Here. Mag ek en jy op hierdie wyse reg geklee wees. Ook vir hierdie ontmoeting met ons Here. Kom ons gaan nou oor tot werklike verootmoediging ook voor die Here. Kom ons gebruik hierdie oomblik as ons die wet van die Here aanhoor. Om ons eie lewe ook daarin te spieël. Dan gaan ons daarna verootmoedig. Dan gaan ons ook heerlik saam kan sing van vergewing, vergifnis, wat daar in ons Here Jesus Christus is. Ek gaan vir ons dan begin deur vir ons die wet van die Here te lees uit Eksodus 20, en daarna ook 'n gedeelte uit Johannes se eerste brief. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder. Dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Johannes skryf in sy heel eerste brief hierdie besondere woorde. Hy sê as ons beweer dat ons aan hom deel het in ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap.
en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar hoor nou, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar en is sy woord nie in ons nie. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes. En nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Aan die hand van Psalm 130, wat ons saam gaan sing, die tweede vers, verootmoedig ons voor die Here, maar omdat ons die Here ken, kan ons ook vasgryp aan die vergewing wat daar vir ons in ons Here Jesus Christus is. Die vergewing wat ons gaan vier ook volgende Sondag. Ons sing eers Psalm 130 vers 2, so bladsy 634, en dan Psalm 103, die 5de vers op bladsy 508. Offer, Here, dit vra hy nie, anders sou ons dit bring. 'n Brandoffer wil U nie hê nie. Die offer wat U wil hê, o God, is verootmoediging voor U. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie. Vader,
Help ons om onsself in ons voorbereiding, om onsself eerlik en opreg voor U te stel. Ons bid dat U deur die Gees ons sal lei, om ons werklik voor U te verootmoedig. En bring ons volgende Sondag by mekaar, honger na U genade, smagtend na U genade. En mag ons dan die brood en die wyn na waarde ag. Mag dit dan ook in ons lewe enorme betekenis kry vir die kwartaal wat kom. Mag ons dan gevoed word met U genade en U liefde in ons Here Jesus Christus. Ons bid dit in sy naam. Amen. Nadat ons liefdegawes opgeneem is, sing ons saam met Psalm 145. Ons gaan sing vers 7, 8 en 9. Psalm 145, 7, 8 en 9.
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. So net die afkondigings, broeders en susters. Die eerste is die afsluiting van hierdie jaar se katekisasie vind vanoggend plaas. Ons vra al ons ouers saam met die kinders om net vir 'n paar oomblikke hier in die kerkgebou agter te bly. Ons wil graag vir die Here dankie sê vir 'n baie mooi en besondere jaar wat hy vir ons gegee het. Onthou, volgende Sondag het ons een erediens waar tydens nagmaal bedien word. Dit begin soos gebruiklik om 9:00. En kom ons vra vriendelik dat ons maar redelik naby aan mekaar sal sit vir hierdie geleentheid. Ek dink dit gaan iets besonders wees om as hele gemeente saam nagmaal te vier. En dan volgende Sondag is ook ons gebruikelike spesiale kollekte vir die diens van barmhartigheid. Het die verlede week tydens die diakonievergadering het ek my hande saamgeslaan om te sien, te hoor wat 'n wonderlike werk ons diakens ook doen op hierdie terrein van barmhartigheid. Ons is ook aangegryp deur die groot nood, ook in ons eie gemeente en ook na buite. Daarom vra die diakonie dat u ook vir hierdie spesiale kollekte werklik u harte sal oopmaak. Hulle gebruik hierdie fondse wat u vir hulle gee baie goed. Kom ons help ons diakens om op hierdie manier ook telkens die liefde van Christus aan iemand te kan bedien wat nood het. Dit is dan volgende Sondag ons spesiale kollekte. Baie dankie.